Welkom terug. Ons het maar 'n halwe solkie vanaand, maar dis eintlik lekker, dan kan ons bietjie meer intens gesels. So vir die wat aanlyn kyk, welkom. Kom ons maak ons oogies toe. Dankie Here dat ons net weer vir 'n rukkie by u voete kan kom stil sit. Here, dis moeilik om die dag se excitement en alles gou-gou weer in 'n boksie te trek en te fokus en dan weer daarna excited te raak, maar u wil hê ons moet saam met u die excitements deel. Ons moet saam met u elke oomblik deel. Elke nuwe werkie, elke nuwe ring wat gepas word, elke nuwe daggie se avontuur. U wil so graag deel van elke oomblik wees. So mag ons asseblief onthou, u is nie net daar as ons hier kom sit vir 'n uur en die Bybels oopmaak nie. U is elke oomblik daar en dis vir u so lekker. Dankie dat ons lewens saam met u mag deel. Amen. Goed, so ons het gesê ons gaan bietjie in Genesis rondkrap. Maar ek het gedink ons gaan gou-gou die goed wat julle goed ken, wat in die kinderbybels is, gaan ons gou-gou so bietjie untouch. Okay? Dat ons net weer Genesis beleef en dan gaan ons voorbegin en hom deurlees. Want as jy nou skielik by Genesis begin en jy sien al daai aaklige goed wat in die begin gebeur, dan gaan jy dink, ek wil nie hierdie boek verder doen. Okay. So kom ons doen goedjies soos Noag en die ark en Isak en Abraham en Jakob en Esau. Ons doen nie goedjies wat julle geken het en dan kom ons terug en ons lees die ding aan mekaar leer. So as jy 'n vrye tyd het, begin so lank Genesis om voor tot agter, net soos 'n storieboek lees. Nie om enigiets te onthou of te verstaan. Net dat jy hom bietjie ken. Goed. So ek gaan elke keer vir julle so 'n paar vragies in die begin vra. Dis sulke quizzes. Net om julle brein 'n bietjie in die gang te kry en te kyk wat kan julle onthou. Geen nie om as julle niks onthou nie, maar dis die exciting goeters. Want as jy in die kinderbybel, ek het nou weer na die kinderbybels gaan kyk. As jy die ding oopmaak, dan is daar 'n storie van 4 hoofstukke, is of 2 bladsytjies, en die helfte van die bladsytjies is vol prentjies. So jy het 2, sien nou maar op die meeste, 100 woordjies, wat daar hele amazing story vir jou, so jy kry nie die storie. Ja. En omdat ons nou klaar, so gelukkig is om klaar te weet hoe die Nuwe Testament afgespeel het, kan ons nou vanuit die Nuwe Testament na die ark en Noag kyk. Dit maak hom heeltemal anders as wat toe jy 'n klein kind was. En ek praat baie van die kinderbybel, want die gehoor hier by my gaan nog, as die Here wil, kindertjies hê, van hulle het klein kindertjies in die huis. So julle gaan hierdie storie vir hulle soveel meer exciting kan maak, as julle weet wat die backstory agter die storie. So nie net 'n ark met 'n paar diertjies op. Okay. Goed, so kom ons begin. Eers wat ek wil doen is, ons het in die begin, Chanel is op dieselfde bladsy as ons, nee, ja. Sien julle daai tydlyn daarbo? Nou, die tydlyn is veronderstel om bietjie datums by te hê. Goed, so, as jy jou pen by jou het, wil ek nou vir Gustav die eerste trick question vra. Gustav, ongesien jy die enigste man hier rond is, as jy nou 'n datum daar onder die woord skepping kan sit, né? Daai eerste woordjie op die tydlyn. Wat sou jy daar sit? Wanneer het die skepping plaasgevind? Aan die begin, 2000. Wanneer is die jaar 0? Dit is wanneer Jesus gebore is, maar dit is om nou, maar ek bedoel soos, dit sal nie begin wees, dit sal baie jaar wees. Okay, dis die regte antwoord. Niemand weet nie. Voor Christus is, daar's mense wat dink. Party sê 7000 jaar, party sê 7 biljoen jaar. Okay, niemand weet nie. So, dis hoekom van hier af, tot waar ons vir Abraham ontmoet. Sien julle hier, waar kom Abraham op die tyd? Is so. Van die skepping af tot by Abraham, het ons nie 'n tydlyn. Van Abraham af weet ons, dis 2000 jaar voor Christus. Okay. Want in die goeders wat opgeskryf is van Abraham, weet ons, wie was in Egipte koning, of wie was daar, want hulle het dit opgeteken. So daar het ons tydlyn. Maar van wat voor dit gebeur het, weet ons nie. En sien julle, Noag en die ark,
sy woordjie is sondvloed. Ons weet ook nie hoe lank terug dit gebeur. Okay. So ons kan nie sê hoe lank terug dit is. Baie mense probeer volgens die ouderdomme wat hulle gesê het hoe oud mense geword het dit terugwerk. Maar ons weet ook nie hoe daai jare gewerk. So, okay. Goed, so sien julle waar sit die sonvloed? Dit is eers die skepping, met ander woorde toe God die wêreld gemaak het. Dis die tuinverhaal, dis Adam en Eva en daai ou slang. Sonvloed beteken Noag en die ark. Okay? Dan sit daai toring van Babel, wat ons nog by gaan kom, en dan kom ons by Abraham. So die eerste vraagie is wie skryf die Noag gebeurtenis vir ons in die Bybel op? Nou kom vat daar Noag. Nope, nie Noag nie. Asha Kan ook nie dalk sy kinders wees nie. Nope. Maar wie anders Hoekom nie? het dit geleef nie? Want hulle het nog nie 'n skryfstyl gehad. Dis mondelings oorvertel. Dis oorvertel. So wie was die eerste ou wat in 'n plek geland het wat hy geletterd kon wees, om geleer te word hoe om te skryf? Was dit nie Moses? Dis hy, Moses in die rietmandjie. Maar sien julle, Moses kom nie hier nie. Moses kom nog baie ver op die tydlyn aan, né? Maar dis oorvertel. En toe Moses in die rietmandjie land, en hy land by die farao se dogter, toe het Moses deel geword van 'n geleerde plek waar hy kon goed opskryf. So julle sal sien, in Genesis gaan ons hoor hoe sê God vir Moses, ek sê nou vir jou, Genesis of Exodus, vat 'n pen en, nou nie papier nie, maar vat 'n pen en skryf die stories op. So as ons nou hierdie Genesis gaan lees, sal julle hoor, dis 'n terugvertelling van wat het gebeur. Dis nie 'n live ding van, dit gebeur nou. Okay. So dis wat dit so lekker maak. Ons gaan nou goedjies lees, en dan dink jy, maar hoe het hulle dit geweet as Moses nog nie daar is? Maar as jy die tydlyn onthou, dan weet jy. Okay. So die eerste vraag is Moses. Onthou Genesis tot Deuteronomium, daai eerste 5 boeke, het bekend gestaan as die wet van Moses. Dit was 'n aan mekaar stig. Okay. Wie was Noag se oupa? Was hulle saam in die Abraham. ark gewees? So, dis 'n goeie vraag. Was Noag se oupa in die ark? Abraham. Ek vat my daar. Kyk op jou tydlyn, Chantal. As Abraham daar lê en Noag se storie het voor dit gebeur, kan Abraham sy oupa wees. Okay. Kyk, dis 'n vreeslike woord. Methuselah. Methuselah, okay? Skryf hy woord nie. Nie stel ek al nie. Geweet jy gaan dit sê. Ete met Ja. Salah. Methuselah. En langsom en nakies skryf hy 969. Is dit ouer geraak nie? Dankie. Dit is die oudste persoon waarvan ons weet ooit. Jo. Kyk. Maar hy het nie die ark gehad. Kyk. As jy Methuselah se Hebreëse 2 woordjies wat hy mee saamgestel is. Die Methuselah beteken sterf en die Salah beteken stuur of bring. So sy naam, toe sy mamma hom gedoop het, en sy pappa, het sy naam beteken, as jy sterf, gaan die Here iets bring. En dit het so gebeur. Toe hy oorlede is, toe kom die sonvloed. Ja. So as julle ooit eendag 'n scary movie gaan kyk Gerard Butler se Noah. Julle gaan oupa Methuselah daar in 'n grot sien. Kyk. Daar's baie goed in die movie wat baie cool is.
maar daar's baie goed wat baie scary is. So moenie die movie kyk as jy nie jou Bybel eers ken nie, want anders gaan jy dink aliens die ark gaan bou. Ja, maar daar's flippend mooi goed daarin om te kyk. Goed. Hoe lank bou Noag aan die ark? 'n paar jaar. Hm? 'n paar jaar. Besoek. Ek wil sê viesalig, ek weet nie. Ek sal sê 'n maand. 'n maand En 'n ark wat so groot soos die Titanic is. met hout alleen. Seker met sy see. Ek sê weer. Ek voel 40. As dit nie soos 50 Ja, jaar wel. is, met 'n ongelooflike lang tydperk. Dis soos tussen 100 en 120 jaar. So lank. Ja, skryf, is tussen 100 en 120 jaar. Maar het gesê dit bly vir hom opgegrawe net na die ark. Ek het ook dit Dis gehoor. ja. Ai, ek weet net nie. Okay. Hoe oud het Noag geword? Wel. 160. 950. Ek voel, okay, ek wou sê 59. So dink nou net, as jy 950 jaar oud word en omtrent 120 jaar daarvan bou jy ark. Hoe lank dit is, né? Ja. En in daai hele tyd wat jy die ark bou, loop mense jou in spot en sê jy's koek. Né? Dis wilskrag om aan te bou. Kyk. Hoeveel mense klim in die ark? 8. Daar sê jy Chantal, wie is die ark? Wie is die ark? Dit is Noag en sy vrou en dan die 3 seuns en hulle vrouens. Ja, Noag en sy vroutjie, die 3 seuns en hulle 3 vrouens. Wat is daai 3 seuns se name? Sem, Ja, okay. Cham, Jafet. Okay. Om watter naam gaan ons 'n hartjie of 'n sterretjie maak? Sem. Sem, ja. Wie het dit almal geraai? Okay. Die ander 2 gaan ons nog van lees. Onthou ons het net nou gesê na die sonvloed kom daai toring van Babel, né? So uit daai 3 mans en vrouens, 3 gesinnetjies, kom die res van die aarde se bevolking weer. Maar net een van die ouens, net Sem se groepie, loop die regte pad. Die ander 2 daal daar weer af. Al het hulle gesien hoe versuip 'n hengse klomp mense. Wat sê die 3 se name hulle weer? Sem, Cham, Jafet. Wow. Ja. Hoe lank het dit gereën? 40. 40 dae. 40 dae en 40 nagte. Ja? Hoe lank was hulle in die ark? Langer. Ek kan hulle na 'n voeltjie gekom met 'n stokkie. 90. 150 dae. Oh. Okay? So dis hoe lank die diere moes kos hê. En hulle. En ja. Nou, 3 question. Gustav het nou daai tydlyn gesien. Jy het gesien Moses is nie daar nie, né? Ken Noag hulle die 10 gebooie? Nee, Ja, ons sê ja. wil doen. Hoekom sê jy ja? Ek dink maar net so want hy wys dat God en ons weet jy. Hoekom sê jy nie? Moses het die ding baie eers verbreking toe bezig maak, maar Ja, dit is altyd reg. Hy het dit nie gehad nie, né? Maar hy moes iets gehad het, daar moes iets gewees het dat hulle weet wat was reg of verkeerd. Want hoekom het Noag hulle reg geleef en die ander mense verkeerd? Hoekom ek spesifiek vra van die 10 gebooie, hulle gaan nou sien. As God vir hulle sê, daar gaan 2 diere na julle toe aangeloop kom, mannetjie en 'n vroutjie, dan sê hy, maar van die reindiere gaan daar 7 pare van elkeen kom. So ergens moes hulle geweet het wat is 'n reindier en wat is 'n onrein dier. Okay. Ja, Moses skryf nou die brief, so hy kon nou die woorde rein en onrein gebruik het omdat hy dit ken. Maar nog steeds in die konteks hiervan het die mense het Noag hulle geweet, hierdie diere mag ons onrein noem. Hulle het dalk 'n ander woord gehad, hierdie diere rein. Hulle gaan nou sien. Okay. Maar wat is die verantwoording van die 10 gebooie? Ja, Hulle het dit nie gehad nie, maar hulle het 'n tipe stel reëls gehad wat God vir hulle gegee het om te sê dis reg en dis verkeerd. Whether dit in drome was of met profete of wat ook al. Hulle het van die begin af, net soos met Adam en Eva, het God vir hulle gesê, dit moet julle doen, dit moet julle nie doen, om hulle te beskerm. Okay.
Het daar 'n reënboog gestaan voor die Noagstoes? Okay, hoekom nie? Dit het gereën, dat het mos uit die grond uitgepop. Okay, so julle is reg, daar was nie 'n reënboog tot dan nie. Okay? Want, omdat julle nou slim is, die water het voor dit altyd van onder af soos 'n mist gekom. Okay. Wie is ons ark vandag? Jesus. Jesus, né? Ons gaan 'n bietjie daarby uitkom. So dis nou die lekker deel, waar ons die Ou Testament en die Nuwe Testament aan mekaar kan koppel. Okay, so kom ons gaan kyk gou. Maak gou oop by Genesis 6. Ons gaan van vers 5 af lees. Hierdie is van die saadste woorde wat jy ooit in die Bybel sal vind. As jy nou eendag vir God wil sien huil, of as jy vir iemand in die Bybel wys hoe hartseer is God, dan lees jy hierdie woorde verder. Goed. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Hoe sad is dit, hè? Goed. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het, wegvee van die aarde af. Mens en dier, ook die wat kruip, die voëls, ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak. Dis super sad, né? Okay, so kyk gou, erken julle hierdie woorde, kyk vers 11. Die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld. Hy het die aarde gesien, dit was korrup, elke mens op aarde se lewe was verrot. Nee? Dis woorde wat ons nog steeds ken vandag. Toe sê hy vir Noag, ek het besluit om 'n einde te maak aan al die mense, en jy moet hierdie ding doen. So van vers 14 af vertel hy om wat 'n soort hout, daar staan, hy moet hom binne en buite met pik dig maak. Nou in die ou vertalings is daar 'n woord soos teer, né, om 'n ding dig te maak. En dan gee hy die lengte en die breedte en die nok en die goeters. En dan sê hy vers 17, ek gaan 'n oorstroming oor die aarde laat kom, om alles wat daarop is te verdelg. Goed, so wie gaan almal doodgaan? Ons het net al gepraat oor sy oupa. Wat van sy ma en sy pa? En sy boeties en goed, né? Dis hoekom ek sê, sit gou 'n merkie hierin, dan gaan julle Lukas 3 toe. Onthou julle, Lukas 3 het Jesus se geslagregister aan. Onthou julle, ons het gesê, daar's 2 geslagsregisters in die Bybel. Matteus se, wat vir die Jode geskryf word. So as jy na Matteus se gaan kyk, dan sal jy sien, hy begin by Abraham. Maar julle sien ons nou by tydlyn, dat goed voor Abraham gebeur, né? So kyk Lukas wat nou vir die heidene nasies skryf, kyk waar begin syne begin. Toe Jesus met sy werk begin het, was hy omtrent 30 jaar oud. Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef. So hierdie een begin by Jesus se pappa. Dan gaan hy af blaai om, gaan hy aan. Daar's 'n paar woorde by hoofstuk 8 vers 31 wat ons ken. Ons ken vir Nathan, ons ken vir Dawid, ons ken vir Boas, dan vers 34 ken ons vir Jakob, ons ken vir Isak, dan's Abraham daar. So die geslagsregister in Matteus stop by Abraham. Maar hierdie een gaan verder, hy sê, daar's Tera, dit was Abraham se pappa, Nahor, Serug, dan's daar nog 'n paar name tussenin, en daar lê Noag en Sem. Sien julle? Die 2 boeties, ander boeties het nie hierdie gehaal nie. Sem, Noag, Lamech was Noag se pappa. Ons sien nie dat hy op die ark is nie. Daar is Methuselah, dis sy oupa. Sê van Enoch. Daar is Enoch, die enetjie wat daai special pad met die Here gestap het en lewendig in die hemel opgeneem het. 1:5 Enoch. Ja, hoor. En dan het ons vir Enos, dan het ons vir Set. Onthou julle vir Set? Wie weet wie Set?
Dis 'n naam wat ons nie ken nie en is eintlik 'n ongelooflike belangrike naam. Wie was Adam se en Eva se seuns? Kain en Abel. Onthou julle daai storie van Kain en Abel in die Kinderbybel? Die een boetie het ons kwaad gevat vir die ander en te voeter hulle mekaar. En toe is die een dood. Ja. Okay? So die goeie enetjie in God se oë is dood. Die slegte enetjie bly lewe. So waar kom die bloedlyn vandaan? Hier is die derde boetie, Set. Adam en Eva het nog 'n kind gehad en sy naam was Set. Ja. Okay. En dan sit Adam en dan sit seun van God. So as jy vir iemand wil sê, wie is jou was actually crazy, hè? Ja. Van God. seun van God? Okay, so, sien julle as jy vir iemand wil wys, waar kom ons vandaan? Dan stap jy hierdie hele paadjie. Maar eintlik is almal amper uitgewis aan die begin en dan begin ons weer by Noag met sy 3 seuns. So dis amper 'n skepingsverhaal en dan 'n herskepingsverhaal. Okay. En ewen na God daai drastiese ding met die boot en die dooie mense gedoen het die mense weer. Hulle het weer korrup en afvallig geword. En julle gaan dit nou nog 'n paar keer sien. Dit gebeur weer en elke keer gee God ons 'n kans en dan het hy weer 'n plannetjie en dan sê mense weer so. So op die einde kom Jesus. So Jesus gaan vergelyk word met as Noag nou vir 120 jaar die skip bou. Maar die dag wat die waters kom, klim hy en sy kinders nie actually in die skip nie. Wat gaan dit dan? Nee? So God gee die verlossingsplan wat met pik gesmeer is om te kan dryf. Hy het actually daarin klim. Selfs met Jesus. Jesus het gekom om vir ons sondes te sterf. Maar as ons nie in hom inklim en 'n deel van hom word in verhouding met hom het, gaan ons nie deel van die verlossingsplan wees. En dis so mooi as jy 'n bietjie begin kyk wat die woord pik beteken. Kyk bietjie op die agterkant van julle bladsy, Chanel die 2de bladsy. As jy daar by nommer 8, kyk bietjie by nommer 8 het ek gesê. Die ark is met pik binne en buite bedek. Die Hebreëse woord wat verwant is aan die woord pik is kapar, wat beteken bedek of versoen. Dieselfde woord word later in die Bybel gebruik vir sondebedekking. Die ark was letterlik bedek, soos wat Christus ons bedek. So as jy aan Christus as ons ark dink, en jy dink aan my pik wat so gesmeer is om jou veilig te hou, is dit so maklik om te onthou, as jy die bloed van Jesus oor iemand afbid, né? Daai bloed is soos die pik wat jou veilig hou. So jy sal sien, hierdie hele ding, van dat Adam en Eva droog gemaak het, is dit die hele tyd. God gee die mens nog 'n kans, hulle maak droog, hy gee hulle 'n nuwe kans, sit 'n plan in plek, mense dwaal weer af. Hulle word vrek slegter en slegter, totdat God vir 400 jaar nie met hulle praat nie. En dan stuur hy vir Jesus. Okay. Maar nog steeds na Jesus vandag, is daar nog steeds mense wat hierdie goed doen. Okay. Goed, so kom ons gaan gou terug na waar ons was. Nou is ons op hoofstuk 7, bladsy 23. Die ark is nou gebou. Nou sê God, toe sê die Here vir Noag, jy en jou hele gesin moet in die ark ingaan. Ek het jou gesien en onder hierdie geslag bevind ek jou regverdig. Van al die reindiere, sien julle hier is die woord, hy moes geweet het watter diere mag dit wees. Moet jy 7 pare vat, manlik en vroulik, saamvat en van al die onrein diere net 1 paar. Ook die voëls moet jy 7 pare mannetjies en wyfies vat. So onthou jy, ons het altyd geleer dat net mannetjies en wyfies gaan. Dit was nie volle storie nie, hier is nog goed wat saam gaan, as jy actually jou Bybel lees. Dit moet jy doen, om al die soorte op die aarde aan die lewe te laat bly. Oor 7 dae, jy kan daai 7 dae onderstreep, jy sal sien, hier gaan baie keer 7 dagies. Hoe lank was die skeppingshelmering? 7 dagies, né? Ons gaan hierdie 7 dagies baie hoor. Oor 7 dae sal ek dit vir 40 dae en 40 nagte laat reën. Noag het alles gedoen
Hier hoor ons by vers 6, Noag was 600 jaar oud, toe die vloedwaters oor die aarde gekom het. Goed, die klim Noag en sy seuns en skoondogters in, al die diere kom aan. Vers 11, presies op die 17de dag van die 2de maand van die 600ste jaar, het die fonteine van die groot waters oopgebreek. So daar is 'n ding wat ons gesê, die water het van onder afgekom, né? Hierdie versie wat nou kom is die eerste keer wat ons hoor van reën. Die vensters van die hemel is oopgemaak, sodat daar 'n stortreën op die aarde geval het, 40 dae en 40 nagte. Goed. Op daai dag het Noag en sy seuns Sem, Cham en Jafet en die skoondogters ingeklim. Al die diere was in. En toe het die Here die ark agter hulle toegemaak. Goed, so by vers 17, die oorstromings het oor die aarde gekom, 40 dae lank, het die water op en op en op gegaan. Kyk hoe gaan dit, op. Vers 19, die waters op die aarde het nog meer geword, sodat al die hoë berge, wat onder die hemel is, bedek was. Die water het amper 7 meter bokant die berge gestyg en bedek. So as jy nou 'n goeie klimmer was, en jy het gesê, kom ons klim om hierdie te mis. So jy moes kon swem vir 150 dae. Kijk. So alles wat op die aarde is dood. Kyk by vers 22. Alles wat die lewensasem in sy neus gehad het, is dood. So die visse het gesurvive, né? Ja. Dat ek kan sê. Ja. So op daai movie, né, wat ek jou gaan sê het van Noah, is dit baie sad. Jy sien hoe dryf die ark en dan sien jy hoe skree die mense en langs die ark om in te klim. En Noag, hulle kan nie die deur oopmaak. Jy het jou kans gehad. Jy het jou een kans gehad. As jy nie in is nie, is jy uit. Okay? Dis net soos vandag. Ons kan nou sê die Here is lankmoedig, hy wag en hy wag vir ons. Tot ons 81 is, het ons tyd om te besluit of ons wil glo of nie. Maar party mense kan vandag met 'n fiets val en nie hulle helm opsit nie. En dan moet jy vandag voor die Here staan en sê, ek het nou besluit, né? Sien dit wenige ding wat wag tot jou ou dag. So draai jy aan. Ja. Dan maak hom vas. Ja, maak hom vas. Ja. Okay. Goed. Waar is ons? Okay, so al die voëls en goed het ingeklim. Kom ons kyk by vers 24. Die water het die aarde 150 dae lank oorstroom. So daar is hoe lank hulle dan in die skip was van die ark, okay? En eintlik nog daarna, want nou moes die water eers gesak het. Okay, so hier kom jou storie nou van die voeltjies. God het toe aan Noag hulle gedink en hy het die waters teruggetrek. Die fonteine van die groot waters en die vensters van die hemel is toegemaak en die stortreën uit die hemel het opgehou. Die water het al hoe meer weggesak. Na 150 dae het die water so gesak dat die ark op die 17de van die 7de maand op die Araratberg tot rus gekom het. So dit is daai berg waarvan jy nou nog gepraat het, waar hulle bietjie gegrou het en gesê het hulle sien dele van die ark, né? Die water het anders sak en op die 1ste van die 10de maand het die bergtoppe sigbaar geword. 40 dae later, so sien julle, hier is ons nou al verby, ons is al by 190 dae. 40 dae later het Noag die venster wat hy in die ark gesit het oopgemaak en 'n kraai losgeraak. Die ander tannie het nou die dag gesê, plaas jy kraai vir sy bed, want dit maak dit moeilikheid. Maar hy het heen en weer gevlieg en daar was net water, toe kom hy terug, né? Hy kon nêrens gaan sit nie. Noag het toe 'n duif losgelaat om te probeer vasstel of die aarde droog is, maar die duif het teruggekom want hy kon nie 'n rusplekkie vir die holte van sy voet kry nie. Dis mooi, né? Hy het toe die duif met sy hand gevang en in die ark teruggesit. Noag het nog 7 dagies gewag en weer die duif uit die ark het laat gaan. Teen die aand het die duif na hulle toe teruggekom met 'n vars geplukte olyfblaar in sy bek. So hy kon die takkie kry, hy kan nog nie sit nie. Hy kan nog nie nesie maak. Nee. Toe het Noag geweet, die water op die aarde is besig om op te droog. Hy het nog 7 dae gewag en die duif losgelaat, en die duif het nie weer terug. So sien julle al die 7 dae, 7 dae, 7 dae.
So op die eerste dag van die eerste maand van die 601 jaar van Noag was die water op die aarde heeltemal terug. So dit 'n hele jaar gevat. So Noag was flippend amper 'n jaar in die ark. Okay. Noag het die luik van die ark oopgemaak en uitgekyk. Die hele aarde was droog. Op die luik is soos 'n deur. Maar hoe het hy dit oopgemaak? Jy kan hom oopmaak, maar jy kan hom nie toemaak as jy klaar binne is. Want hy was te swaar. Jy sal sien 'n luik op die ding is so klein deurtjie waar so trappie waar jy kan kap. Okay. Wie kan nou toegemaak toe hulle in is? Ons het dit mos nou gelees. God het die deur Ja. toegaan. Okay? Jy sê 'n bietjie terug en sy sien ons het gelees toe hulle ingeklim het. Op 7 dag het God die deur toegesluit. Okay. Goed. Noag het die luik oopgemaak, die aarde was oop, vers 14. Op die 27ste van die tweede maand was die aarde droog, en toe het God vir Noag gesê, gaan uit die ark uit, jy en jou vrou en jou seuns en hulle vrouens, en al die lewende diere by julle. Hulle moet saam met jou uitgaan, hulle moet wemel op die aarde, vrugbaar wees en baie word. Okay. Vers 20. Gustav, dis kom ek jou gevra het van die rein en onrein dier. Toe het Noag 'n altaar vir die Here gebou. En van al die reinvee en die reinvoëls gevat en brandoffers op die altaar gebring. Sien, so as hy nie ekstra gevat het nie, was ons voëls missie. Okay? Dis hoekom hy moes ekstra goed om te offer vir die Here na. Goed. So hulle definitief al 'n offerstelsel gehad, hulle het 'n stel reëls gehad van reg of verkeerd. Goed. God het gesê, ek sal nie weer so 'n ramp oor die aarde laat kom nie. So kyk gou hoofstuk 9, wat is die opskrif daar? God sluit 'n verbond met Noag. Wat beteken 'n verbond? Amen. Ja, hulle maak 'n belofte. Okay. Maar het jy al ooit van ander beloftes of verbonde in die Bybel gehoor? As ons babetjies doop, hoekom doop ons hulle? Om hulle in te sien. En dit kom van die verbond wat God met Abraham gemaak het. Né? Onthou nou waar is die tydlyn? Abraham lê aan die ander kant van die tydlyn. So hierdie is die heel eerste verbond wat God met die mens, die reënboogverbond, is voor die doopbelofte gebond. Die verbond van Abraham was, ek sal jou God wees en jy sal my volk wees. Okay. So hier is die eerste keer wat God 'n belofte aan ons kom maak. So elke keer as jy van nou af die reënboog sien, onthou jy dis in die Bybel die eerste belofte by ons. Okay. Maar vir wie het God, hoekom is die belofte daar? Wat beteken nou reënboog? Kan jy onthou? Dat hy nie weer die aarde sal vernietig met 'n vloed nie. Okay? Maar met wie maak, of hoekom maak God hierdie verbond? Kan jy onthou? Dit is maar soos as 'n herinnering, soos Aan wat? aan die wat dood is ook, en aan sy volk en sy mense, want hy was hartseer dat hulle doodgaan, maar ook Ja. Mens wil dit dink, né? Dat God die reënboog daar sit, sodat ons onthou, God sal nie weer dit doen. Maar dit is nie wat dit staan nie. Kom, kyk gou. Noag en sy seuns, God het vir Noag en sy seuns geseën en gesê, wees vrugbaar en gaan uit. Vers 5, wanneer julle hulle eie bloed vergiet, sal ek ook rekenskap eis, want dit is julle lewe. Van 'n dier sal ek ook rekenskap eis, as hy 'n mens se lewe neem. En van 'n mens sal ek rekenskap eis, as hy sy medemens se lewe neem, né? So hier's 'n klomp reëls wat hy nou vir hulle gee. Hy sê, as julle mense onnodig doodmaak, gaan ek van julle rekenskap eis. God het die mens gemaak as sy verteenwoordiger. Vers 7, maar julle moet vrugbaar wees en baie word. Verder vers 8 is God vir Noag en sy seuns gesê, kyk, ek sluit 'n verbond met julle en julle nageslag. Met ander woorde met ons ook, né? En met al die lewende wesens by julle, die voëls en die diere. So die verbond is vir mense en vir diere. Nou 'n dier gaan ons nou nie onthou as hy die reënboog sien nie, né? Dis hoekom ek jou vra, vir wie is hierdie verbond eintlik?
Vers 11. Ek sal my verbond met julle hou. Mens en dier sal nie weer deur die vloedwaters uitgewis word nie. Toe het God gesê, dit is die teken van die verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle. 'n Verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld. My reënboog het ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Dis 'n verbond tussen God en die hele skepping, mense en diere. Wanneer ek wolke oor die aarde laat saampak en die reënboog verskyn in die hemel, luister nou hier, sal ek dink aan my verbond met julle en met die wilde diere. Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle lewende wesens uitroei nie. Die reënboog sal in die wolke wees en wanneer ek dit sien, sal ek dink aan die ewige verbond tussen my en al die lewende wesens op die aarde. God maak hierdie verbond om homself te herinner, om nie weer so kwaad te word dat hy ons almal net wil uitwis. So in die Nuwe Testament en baie ander plekke gaan julle hoor. En Zalmarie, jou lewe spreek dit so mooi uit, dat jy God moet herinner aan sy beloftes. God het 'n klomp beloftes gemaak, maar jy moet hom goed genoeg ken, en jy moet jou Bybel goed genoeg ken, dat as jy nie op 'n lekker plek is, dan kan jy na God toe gaan en sê, God, onthou jy het beloof. En dan sal God sê, ja my kind, ek het beloof. Nee? Dit soos wat jy het vir tekens vra. As jy regtig 'n pad saam met die Here loop, jy's 'n kind van die Here, jy's in Jesus die ark. Elke dag gee hy 'n tree saam met jou, hy kies saam met jou wedding venues, hy kies saam met jou kinders se nuwe klere, hy kies saam met jou 'n nuwe beroep. As jy elke dag, Chanelly, saam met God 'n pad loop, kan jy vir hom vra, Here, ek's by 'n kruispunt, ek soek 'n teken, help my, gee my 'n teken. Soos Zalmarie wat gesê het, okay, as dit moet gebeur, soek ek as ek hierdie tray eiers oopmaak, 3 dubbeldoor eiers. En Zalmarie kook en sy kry 3 dubbeldoor eiers. Ek meen, hoe random is dit? Want jy kan dit vir God vra as jy hom ken, en as jy weet wie hy is en hoe jy 'n pad saam met hom kan. En dis nie 'n ding wat uit die hemel uitval nie. Dis 'n ding wat jy moet oefen, soos 'n kindjie leer loop. As jy R300 in jou bank het, en jy kort 'n nuwe paar skoene, dan sê jy vir, ek gaan nou George Mall toe, hier's my geld wat in my bank is. As ek rarig nuwe skoene moet hê, gee vir my die regte paar skoene teen die regte geld. As daai paar skoene nie daar is nie, dan moet jy aanvaar, dis die Here se antwoord vir jou van, jy het nie nou die skoene nodig. Maar jy gaan so verbaas wees, as jy rarig skoene nodig het, hoe die Here vir die regte skoene teen die regte prys op die regte plek gee. Maar dis iets wat jy moet leer. Jy moet leer om elke dag saam met hom dit te doen. Jy praat die hele dag met hom. Nie net 1 uur op 'n Sondag in die kerk en 1 uur op 'n Donderdag aand by Bybels. Hy wil deel van jou lewe wees. Hierdie is vir hom lekker, maar hy wil deel van jou lewe. Ja. Hy wil as jy op jou fiets ry en jy sien 'n reën, sê, Here, dankie dat jy nie van ons vergeet. Of as jy die see sien, Here, dankie vir die mooi see. Nee? As jy Bybel genoeg ken, dan begin hierdie goed. Dan kan jy, as jy iets rarig soek vir Here, sê, Here, U het beloof. Nee? Elke keer wat die duiwel vir Jesus getraai triek het, toe hy 40 dae honger was, en sê, jy is mos die seun van God, verander daai klip en brood, dan sê die Here vir hom, daar staan geskryf. Die Here Jesus het die Bybel aangehaal om die duiwel te vat. Hoe gaan jy die duiwel vat as jy nie vir God en sy beloftes ken? Sien, jy hoef nie die Bybel uit jou kop uit te ken, maar jy moet God se hart. Jy moet op sy beloftes kan staan as die lewe jou tak. En dis wat jy vir julle kindertjies moet leer. As jy die Noag en die ark storieetjie in die kinderbybel oopmaak, moet jy vir hulle sê, God het daai reënboog daar vir die eerste keer gesit. Die eerste keer wat dit gereën het. En hy het die reënboog daar gesit, sodat hy nooit sal vergeet om ons nie weer so op water te sit. So nie. Dan begin jy ons nou besef waar gaan die storie. En jy kan vir hulle sê, onthou julle toe ons Sondag by Jesus
toe ons die Paasfees gevier het, of die kruis gesien het, presies soos wat die ark vir Noag hulle gered het, so het Jesus vir ons kom red. Dan raak jou Bybel en jou geestelike lewe lewendig. Dan is dit nie net 'n boek wat jy nou en dan ook maak en glad nie verstaan. Okay. So ek het nou oor hierdie goed gelees. Ons is nou aan die einde van hierdie storie, want die volgende ding, ons gaan dit nie nou doen nie, is waar meneer Noag uitloop en te veel wyn drink. Nee? Kan jy nou dink. So daar het Sem gaan en Jafet toe nou hulle paadjies bepaal. Okay. Ons gaan af daarby kom. Maar hierdie stukkie by hoofstuk 9 wil ek net gou untouch. Kyk gou hoofstuk 9 vers 5. Wanneer julle eie bloed vergiet word, sal ek daaroor rekenskap neem. Met ander woorde, is God se kinders doodgemaak word, sal hy revenge doen. Okay? Want dit is julle lewe. Van 'n dier sal ek rekenskap eis oor die lewe van 'n mens. So sê nou maar, haai vreet jy op in die see. Die Here sal hom moet uitsorg. Dis nie jy wat al die haie moet gaan doodmaak nie, okay? En van 'n mens sal ek rekenskap eis oor die lewe van sy medemens. Dit klink nou baie goed en wel, maar hierna kom jy verskriklike oorloë. Mense maak mekaar voor die voet dood. God stuur sy engele maak duisende mense dood. So hoe pas dit nou in by hierdie? Daar is dit nie God wat rekenskap neem. Okay, so dis goedjies wat ons gaan met deurpraat, want dis oor sulke goedjies wat goed kom soos hoekom Christene nie vir die doodstraf is nie, of hoekom is hulle vir die dood? Jy weet, sulke goedjies. Dis die dieper goed waarop mens gaan begin. En een ou het gister ook gesê, daar's 'n groot verskil tussen om 'n lewe te neem of om moord te pleeg. Jy sal sien, oorloë is 'n mutual ding. Ons neem mekaar se lewens, want die geveg gaan maar iets. Dis nie iemand wat randomly kom en jou selfoon wil steel en jou of mine. Okay. Maar dis die dieper, moeiliker goed waar ons, van die kom nog baie bloedvergieting. Okay. Wie die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed vergiet word. God het die mens gemaak as sy verteenwoordiger. Okay. So kom ons kyk gou net vandag na die paar goedjies op die agterkant van daai bladsy. Die eerste een het ek vir julle gesê van die reën, wat die aarde gewoonlik deur mis en dou nat gemaak was. Ek het vir julle die versie daar gesê waar julle dit kan gaan lees. So al wat ek daar by die asterisk sê is vir mense wat sien het Noag bou hierdie ark en hulle, want hy sê hier kom verskriklik reën. Dis nie iets wat hulle Ken nie. nee, hulle het nog nooit, hulle het tussen 'n paar riviertjies gebly. En nou en dan kom jy 'n bietjie mis op om die aarde nat te maak. Ja. Die ark het geen stuurwiel, roer of seil gehad. So hulle is in die ark, Gustav, maar hulle kan nie bestuur. Nee? Net soos met Jesus. Dis eintlik so lekker om te weet, as jy in Jesus is hy in die stuur. Jy moet net vertrou en saamgaan. Jy moet vertrou, hierdie is jou vrou, en hierdie is jou man. En saam met Jesus kan jy hierdie ding doen. Hulle weet nie hoe die pad vorentoe lyk nie, maar in Jesus kan jy dit saam met hom doen. Nee. God self het die ark se deur toegemaak. Chantal, as jy weer wil gaan lees, daar's die versie. Wow. Die redding is God se werk, nie Noag se nie. Noag was net gehoorsaam, hy het die ark gebou, maar hy kon nie die ark stuur of die deur toemaak. Okay. Wanneer God die deur sluit, kan niemand dit oopmaak. Chantal, dis nogal scary, nee. As God jou uitsluit, is jy uit. Hy gee jou genoeg tyd, en hy het daai mense hoe lank gegee? As jy uit is jy uit. Okay, Noag het ongeveer 120 jaar lank mense gewaarsku en aan die ark gebou. Maar kyk nou mooi daar. God se oordeel kom nie haastig nie. Dit kom na geduld en waarsku. En dis vandag nog so, né? God waarsku ons heeltyd. As dit nie deur die Bybel is of deur die kerk, dan sit deur 'n vriendin wat vir sê, hoorie, jy's op die verkeerde pad. Wat maak jy? Hoorie, so dink jy hierdie besigheidsdeel wat jy daar doen is legit? Dink jy dis wat die Here van jou sou wil hê, né?
God waarsku ons nog vandag heeltyd. Net 8 mense het dit gemaak, so jy moet reg wees, né? Die ark was enorm. Dit was nie net 'n bootjie nie, dit was massief. Nommer 7, die ark was van Gofer uit. Ons weet nog steeds nie vandag presies wat is Gofer uit nie. Maar God se planne gebruik soms dinge wat ons nie volledig kan verklaar nie. As jy na daai movie gaan kyk en jy sien daai ark, dan dink jy, ouma hoor. Kan. Daar het ek vir julle 'n stuk gesê van die pik, wat ek julle gesê het. En dan Gustav, daar is jou duifie by nommer 9. Die duif bring 'n olyfblaar. Nie 'n random stinkmelkhoutblaar of iets weers nie. Hy bring 'n olyfblaar. Onthou, oral in die Bybel is olyfbome en olyfolie baie belangrik. Dit wys dat die oordeel verby is en laat herstel begin. So as jy ergens in die Bybel van 'n olyfboom lees, gaan dit oor vrede, genesing en God se gees. OK. So as julle nou in julle nuwe huisie intrek en julle het 'n bietjie olyfolie daar, gryp dit en smeer dit aan jou deurkusyne en sê, Here, hier stap ons saam met U in ons nuwe huisie. Verstaan jy? As jy 'n babatjie het, kan jy self 'n druppeltjie olyfolie op sy of haar koppie sit en sê, onthou jy is die Here. Die reënboog het ek vir julle gesê, dis nie vir mense se herinnering nie, dis om God te herinner aan wat hy vir ons beloof het, om ons genadig te wees. Okay. Daai stukkie in bold, dis vir my baie belangrik. Noag was nie 'n prediker wat op 'n stoel gestaan het en gesê, bekeer julle, kom tot bekeer, en julle gaan dit gaan. Ja, uit sy aksies uit, hy het gegaan en hy het gedoen wat die Here sê. Hy het 'n ark vir 120 jaar gebou. En dis wat ons ook kan doen. Die manier ons lewe is 'n baie groter getuienis as wat ons vir iemand 'n versie in 'n Bybel aanhaal. Dit beteken nie vir iemand iets as jy nie God se hande en voete hier op die aarde is. Al is jy in Abu Dhabi of waar ook al jy is, jy mag dit daar net nie hardop sê nie, want dan gaan jy in tronk slaap, maar jou leefwyse en jou omgee kan dit wys. Nee? En ons dink Christendom is so maklik, wag tot jy jou voet in 'n land sit waar jy dit nie openlik mag verklaar nie. Dan is jou lewe jou grootste getuienis. Okay. So wat is die opsomming? Die arkstorie gaan nie oor die diere wat moet oorleef nie. Dit gaan oor God wat red en 'n mens wat hom meer geglo het as wat die wêreld hom geglo het. So as julle twee julle kind op 'n muur groot maak en die ander wêreld sê ag man julle stoet dit. Bly by julle convictions. Bly by jou besluit. As hulle daar in daai plek sê man, hoe kan jy dink soos die Bybel bestaan nie? Jy gaan dit voort, jy is rustig, jou liggie gaan skyn en hoe meer hy skyn, hoe meer gaan die donkernis hom wil damp. Jy hou net aan skyn. Goed, enige vragies? Van mense baie. Ja, so as jy vrae het wat ek nie ken nie, as jy jou oogies toemaak, gaan sê vir Petrus by die hek, sê my waar is oom Noag, ek wil hom 'n paar vrae vra. Ja. Maar een ding wat ek julle kan sê is, as jy nou wonder, hoe gaan al die diere vir 189 dae kos hê? Onthou net, Daniel en die 3 chomme is in die vuurkuil gegooi van die leeukuil. Die leeu's het hulle nie geëet nie. Al was die leeu's hoe honger. Ja. Ons moet nie met ons boksies God se planne try uitfigure nie. God kan baie dinge doen. Maar hy kan dit vandag nog doen. Die miracles wat jy vandag nog gaan beleef, as jy besef, Chanel, is jou oë en jou hart oop is, gaan jy elke liewe dag 'n miracle sien wat God doen. Dit is net so amazing. Okay. Goed, ons maak ons uit. Here, dankie vir jong mense wat 'n pad saam met U nog kan stap. Dis so lekker om te sien hoe hulle oogies oopgaan as hulle in die woord grou. Want dis goed dat hulle onderstel is om te weet, maar wat niemand hulle al ooit gesê het. Julle maak vir hulle honger om nog te leer. Al is dit deur 'n podcast of 'n videoetjie of 'n short wat hulle kan kyk, dat hulle net meer en meer van U beloftes kan leer, sodat as die duiwel hulle kom challenge, wat hulle kan sê, daar staan geskryf. Dankie Here vir al die beloftes wat U laat opteken het, want ons sou dit nooit onthou het nie. Dankie vir al die liefde. Amen.
Mm.